daai massiewe deure lê 'n volk se oorlewing. Ja goed. Kom ons praat daaraan. Ek wil toe sy in daai banker ingeloop het. Wat was hy? 22, 23. Dit is nie asof sy hierdie skopbouing aan die brand Amazone was nie. sy was skraal, sy was fyn, sy was vroulik. Net hierdie klein mens hier regtig. Dit wat sy moes doen, as jy na die feite kyk, jy weet wat my aangryp, ek weet nie van jou nie, wat my gryp, is nie aan dapperheid nie. Sy was dapper, maar is nie aan dapperheid nie, so vrees. Sal eers zoiets was, wanneer die binnekant klipsteen trek, want jy weet nie wat asemhaling jy laaste kan wees nie. Want jy nie kan teruggaan na van waar jy kom en nergens het om heen te gaan nie. Wanneer die wêreld 'n onsinnige masjien geword het. Jy word net vel, vleis, been en bloed. Eers dan sal jy weet wat vrees is. Eers dan sal jy weet wat dit aangekos het. Ja, eers dan. Vertel my wat ek wil hoor. Wie het gewen, wie het verloor. Sê my ek was reg. Praat my sondes weg. Oortuig my in my opstand. Is my bloedfaktuur verbrand. Wie is ek? Waar is ek? Wat is ek? Bring ek oorvloed, of is dit gebrek? Is aan my hand die pynverdringer, of die kromsterk sneller vinger? Vertel jouself, vertel vir julle, en hulle en elke een van ons. Sê was ek op 'n fermbaan, of moes ek skeef van die lukraakvlakke van die noodlotbons? Dag van wraak, dag van wraak, dag van wraak, dag van wraak. Vloek my as ek streel, skel my as ek saggies aan jou raak. Seën my as ek kap en steek en slaan en breek. Huldig my as my tong vir bloedse eystersout swak smeek. Dit maak jou anders op 'n manier, die fliek. Ek het mense in daardie teater sien instap, nuuskierig van hulle, ja. Maar selfs 'n paar, jy kan sien, hulle vra hulle self, wat maak ek hier? En dan, 41 minute later, stap hulle uit en hulle het verander. Hulle is nou stiller. Jy kan sien, hulle dink, van wat het hulle gesien? Die storie van 'n meisie wat deur 'n oormag vasgekeer is en 'n pad uit moes vind. Jy sien dit in hulle as hulle by die teater uitkom, want haar storie is ook hulle storie. En hulle weet dit. Hulle weet dit. En jy sien dit in hulle stywer kakebene, die manier hoe hulle die skouers trek, die lig in hulle oë. Hulle is reg daarvoor. Die eerste reël van oorlewing, word deel van die verset. Klik hieronder.
As dit een persoon daar wat maar vir my wag en dan weet ek ek's in die hemel. Sy was plaas toe. Haar suster het 'n babatjie gehad. Ek wou nie hê dat sy so ver ry nie alleen nie. Ook hierdie vrou met 'n suster met 'n nuwe kleintjie. Sy miskien 'n uur te laat vertrek. Eers nog donker op die pad. Blaaspad. Dit het ons 4 dae. 4 dae gevat. Voor ons haar kar in die township gekry het. Met al lyk in die kattebak. Daai dag het ek gesterf. Ek haal asem en ek eet en ek luister musiek. Ek wag net om oor te gaan. Jy wil die eerste reël van oorlewing sien en jy moet. Hier is die rede. Jy en ek, my vriend, ons mense, was vir te lank onmagtig in ons land. Onderdruk deur 'n ongevoelige meerderheid, maar ons teenstanders se mag kwyn elke dag. Die gevolg gaan wees anargie, maar anargie in die klassieke sin van die woord. In die sin van 'n algehele gebrek aan staatsgesag. Uit hierdie anargie sal ons weer 'n sterk, gesonde volk word. Ons moet onsself net veilig hou en omsien na ons ekonomie en ons identiteit bou. Daarom moet jy die eerste deel van die oorlewing kry. Identiteit. Die eerste reël van oorlewing was ons eerste fliek. Die premier was gehou by die Capitol Theater in Pretoria. Kerslig, rooi mat, mense wat instap asof hulle die glorie van die ou dae beleef, om uit te sien na iets nuuts, iets wat hulle nie weet wat om te verwag nie. Ons senuwees was bietjie op hol, maar toe alles uitgestal was en pragtig en almal is gereed, en ons sien die mense by die deur instap, toe was dit net wonderlik om hierdie opgewondenheid te sien van mense wat ons ondersteun, wat iets nuuts wil beleef, wat weet hierdie gaan groot wees. Toe die eerste woorde en die eerste name en klank wat ons so sorgvuldig uitgesoek het, op die groot skerm verskyn, het dit 'n magiese gevoel gehad. En die trane het som geloop van verligting en van weet dat ons 'n wonderlike produk gemaak het. Eers was dit doodstil na die laaste woorde weggerol het. En skielik was daar net 'n uitbundige applous van tevredenheid en van blydskap. Ons het nie baie tyd gehad vir audisies vir eerste reël nie. Maar dit sê ons het nie audisies gehou nie. Ons het 'n akteur nodig gehad. My kameraman het vir Charlie Bougenon geken. Vir Charlie gevra, Charlie het gesê hy is in, ons het 'n aktrise nodig gehad. Dis hoe ons vir Andri gekry het. So die eerste keer wat ek vir Andri ontmoet het, was op stel gewees. En Andri het baie vinnig gewys, sy is hierdie karakter het sy geword. Maar daar is een toneel wat uitstaan vir my. Dit is 'n baie intense toneel. Die meisie was in aanraking met dood, maar meer as dit, vir die eerste keer moes sy dood toedien. En dit het al verander. En in hierdie toneel sit en praat sy daaroor. Sy probeer 'n greep kry op haar emosies, op hierdie ding wat sy moes gedoen het. Sy praat oor lewe en dood, oor dit wat nooit sal wees nie, dit wat moes gewees het, is baie intens.
En nadat ons geskiet het, ek onthou net Paul Nel gesê, kom ons gee vir ander 'n oomblik en ons het die stel ontruim en na daar gelos. Ek sê vir jou, al is dit die enigste rede hoekom jy die fliek sien. Jy kan in die teater dan gaan, jy kan die fliek kyk, jy kan hom as droom, kyk tot by daardie toneel, en as jy voel jy wil nie verder kyk nie, maak nie saak nie, jy sal iets gekry het, jy sal 'n fliekbelewenis gehad het, wat iets in jou sal verander. Dit is Henri Bourgeois. Die eerste reël van oorlewing. Wees deel van die verset. Klik hieronder.